Goeienaand, my naam is Martin Botha. Dit is my voorreg om vanaand verder met u te gaan met ons studie uit die eerste brief aan die Tessalonisense. Baie dankie vir elkeen wat vanaand ingeskakel het. Ons glo en vertrou dat dit vir elkeen van u 'n heerlike sessie sal wees en dat u saam met ons die Here sal loof vir die kosbare waarhede wat daar vir ons in die woord opgeteken word. Mag ons daardeur gevoed word, mag ons daardeur gevul word en mag ons so leer om kinders van die Here te wees tot ere van die Here se naam. Nou, kom ons begin vanaand net op die regte manier. Kom ons bid vir 'n oomblik saam. Vader, aan U bring ek al die eer en al die lof en al die aanbidding van my hart. U is die leeu van Juda. U is die oue van dae. U is die een voor wie die engele en die seraf skree, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, dag in en dag uit. U is die een wat was en wat is en wat kom. U is die een wat wandel tussen die 7 kandelare. U is die Gees van God. U is die skepper van die heelal, die heerser van die leerskare. U is die wyse man, raadsman, leidsman, blink môrester. U is en was vir ewig en Vader, hoe bevoorreg is ons nie om u kinders te kan wees nie. Om aan die voete te kan sit van een wat ewig en wat heilig is in ons menslikheid en te kan vra dat u met ons bemoeienis sal maak. Dat u, Here, uit die hemele uit sal neerreik en aan ons u skepsel sal dink. Dat u nie aan ons sonde sal dink nie, Vader, maar eerder hoe daardie sonde in die Here Jesus Christus in die kruis vir ewig verdelg is. Dat u ons in liefde en in aanvaarding en in vriendskap sal aansien. Dat u na ons sal kyk soos 'n vader na sy kinders kyk. Ag Here, mag u in ons gedagtes, in ons Bybelstudie vanaand, in elkeen wat ingeskakel het, mag u daarin verheerlik word. Mag u koninkryk vul met die lof wat daar vir u in ons harte is. En Here, spreek dan asseblief met ons, sodat ons ook vanaand weer hierdie Bybelstudie kan afsluit, gevul deur die Heilige Gees van God, versadig deur die brood van die lewe, terwyl ons gedrink het van die fontein van ewige lewe, wat in ons opspruit tot in ewigheid. Ons loof u, Here en God, tot in alle ewigheid. Amen. Nou, terwyl dit môre Goeie Vrydag is, het ek dit goed gevind om ook hierdie gedeelte met u te behandel en, ek wil nie sê toevallig nie, maar dit is ook die volgende gedeelte in die studie oor die Tessalonisense wat ons moet behandel. En soos elke keer wil ek graag vanaand se gedagte of vanaand se oordeenking begin deur 'n vraag aan elkeen van ons te stel. Ek vra daardie vraag. Is jy gereed vir sy koms? Is jy gereed vir sy koms? Nou, ek is seker dat meeste van u dit reeds weet, maar net vir ingeval dit dalk vir die nuus is, die Here Jesus Christus het een keer aarde toe gekom toe hy gebore is uit die maagd Maria. Toe hy geleef het, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is. Hy het neergedaal in die onderste dele van die aarde, hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel en daar sit hy om te oordeel die lewendes en die dooies. Maar ons verwag ook dat die Here Jesus vir 'n tweede keer sal kom. En net so 'n realiteit as wat sy eerste koms vir ons was, net so is sy tweede koms vir ons 'n realiteit. Dwars deur die skrif is daar vir ons tekste wat vir ons leer dat ons die Here Jesus se koms nie net kan verwag nie, maar dat ons dit moet verwag. Ons moet verwag om ons Christus Jesus weer te kan sien. Jesus het self gesê in Johannes 14, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle neem tot waar ek was. Hy kom weer. Die apostels het dit vir ons geleer, ons sien dit in Openbaring, dis voorspel, selfs deur die Ou Testamentiese profete. Jesus kom weer.
Maar Jesus self vertel vir ons dat sy tweede koms nie soos sy eerste sal wees nie. Sy eerste koms het stil gebeur. Dit was maar die mense van die herberg, 'n paar skaapwagters en 'n paar wyse manne wat geweet het van Jesus se eerste koms, terwyl daar 'n ster bo Bethlehem geskyn het om aan te dui dat die seun van die mens daar gelê het. Maar sy tweede koms gaan effens anders wees. Sy tweede koms kom met die geblaas van 'n bassyn. Sy tweede koms kom saam met die heilige sodat elke menslike oog hom kan sien. Sy tweede koms kom hy nie as 'n babietjie nie, maar as die oorwinnaar Christus om sy bruid te kom haal. En by hierdie tweede koms sal die hele wêreld se knie buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here en ons God is. Wat 'n wonderlike dag om na uit te sien. Daardie dag wanneer ons vir eens en vir altyd aan die hele wêreld sal kan wys, aan die heelal sal kan wys dat Jesus Christus God en Here oor alles is. Wanneer hy vir ewig die monde van hierdie wêreld sal stilmaak en hulle sal kan sien die mag en die krag wat daar in Jesus Christus is. Waar hulle sal kan besef dat toe hulle ons dwaas genoem het omdat ons die Here Jesus gevolg het en nie die wêreld gevolg het nie, was hulle eintlik dwaas omdat hulle nie kon sien die krag van die seun van die mens nie. Dit is 'n wonderlike vooruitsig. Dit is iets kosbaars om na uit te sien. Maar die vraag wat ek en jy as Christene vir mekaar moet vra is ek gereed vir daardie koms? Is ek gereed terwyl daar die beloftes in die skrif is dat ek hom van aangesig tot aangesig sal sien, dat ek hom sal sien vir wie hy is? Is ek gereed om die Here Jesus Christus te ontmoet? Is ek gereed om my lewe oop en bloot voor hom uit te lê en te sê, Here, hierdie is die lewe wat ek gelei het. Hierdie is wat ek gedoen het met die lewe wat U vir my gegee het. Die Here Jesus self gebruik baie voorbeelde om vir ons te wys dat ons gereed moet wees. So vertel hy die gelykenis van die goeie meester wat vir elkeen van sy werkers elkeen 'n muntstuk gegee het en toe op 'n ver reis weggegaan. Die een het dit gevat en dit in die grond begrawe, die ander een het gegaan en daarmee gemors en die laaste een het daarmee gaan woeker en meer gemaak as wat hy gemaak het. En toe die meester terugkom, was hy glad nie tevrede met die eerste twee wat sy geld verloor en weggesteek het nie, maar met die derde een wat sy geld vermeerder het. En daardeur wou die Here Jesus glad nie vir ons verduidelik hoe 'n spaarplan werk of dat ons goed moet wees in besigheid nie, maar hy het eenvoudig vir ons kom leer dat die lewe wat hy vir elkeen van ons gegee het, soos hierdie muntstuk is. En dat ons, terwyl ons hier op aarde is, terwyl ons wag vir sy koms, met hierdie muntstuk moet woeker. Ons moet dit wat die Here vir ons gegee het, gebruik om te bou aan die koninkryk van God. Want daar kom 'n dag en 'n tyd, daar kom 'n uur, wanneer die Here Jesus Christus, die goeie meester, weer sal terugkom, en waar hy van elkeen van ons sal eis, om te vra, wat het ons met ons muntstuk gedoen? Paulus herhaal dieselfde gedagte wanneer hy sê dat ons soos bouers is aan die koninkryk van God. Party van ons bou met houthooi en stoppels, terwyl ander bou met kosbare edelstene, goud en silwer. Maak seker dat jy met genoeg goud en silwer gebou het wanneer die Here Jesus kom, sodat wanneer jou werke getoets word, wanneer jou lewe op die proef gestel word, dat dit bevind sal word dat jy ook die Here gedien het met alles wat jy gehad het. Dis 'n ongelooflike, maar 'n scary gedagte. Ek dink geen mens wat lank genoeg daaroor dink kan werklik in eerlikheid sê hulle is gereed nie. Daar's altyd 'n klein bietjie meer wat ons vir die Here kan doen. 'n Klein bietjie meer wat ons kan groei, 'n klein bietjie meer heiligheid wat van ons verlang kan word, 'n klein bietjie meer nabyheid, 'n klein bietjie meer evangelisasie, 'n klein bietjie meer Bybelstudie, 'n klein bietjie meer geestelike groei. En dis amper asof ons nooit by daardie wenstreep kom nie. Paulus het dieselfde ervaar. Hy skryf op 'n stadium dat hierdie geestelike lewe wat hy wil opbou en wat hy wil versterk vir hom soos 'n resies voel. En dit voel vir hom asof die wenstreep van hierdie resies elke keer net by te bereik is. Maar dit maak hom nie moedeloos dat hy ophou om te hardloop nie. Nee, eerder gaan Paulus en hy sê, ek strek my uit na wat voor is en vergeet wat agter my is.
Ek probeer met alles in my vermoë om daardie volmaaktheid te kry, asof ek dit net kan vat. Al kry ek dit nie in hierdie lewe nie, al bereik ek nooit hierdie volmaaktheid in hierdie lewe nie, is dit my lewensdoel, om so naby aan moontlik te kom as die perfekte lewe, aan die perfekte lewe, sodat ek ook hierdie perfekte lewe weer aan Christus Jesus kan offer wanneer hy kom. So, wanneer ek vra as jy gereed vir sy koms, vra ek nie net vir jou of jy gered is nie. Verseker, elkeen van ons moet kinders van die Here wees. As jy nie 'n kind van die Here is nie, is die antwoord bepaald nee. Jy is definitief nie reg vir die koms van die Here nie. Maar as kind van die Here is hierdie vraag 'n bietjie meer kompleks. Dit vra, het jy al genoeg gedoen? Het jy al genoeg gegroei? Het jy al ver genoeg in jou geestelike lewe gevorder? Is jy 'n geestelike volwassene? Het jy al genoeg geëvangeliseer? Het jy die Here al genoeg geloof? Het jy al genoeg dinge op die brandofferaltaar gesit, sodat jy tevrede kan wees om voor die Here te staan? Nou kom ons kyk hoe hierdie waarheid na vore kom in die teks wat ons gaan behandel. Ek lees graag vir ons die woorde van net 'n paar versies tussen 1 Korintiërs 3 vers 11 tot 13, net 3 verse. En hierdie 3 verse is 'n kosbare gebed van die apostel Paulus, en hy skryf die volgende van sy gebed neer. Hy skryf: Maar mag onse God en Vader self en onse Here Jesus Christus ons weg na julle toe rig, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy heiliges. En een van die dingetjies wat ek kosbaar vind van hierdie paar versies, hierdie kort gebed wat Paulus neerpen, is dat alhoewel dit maar 'n kort gebed is, alhoewel dit maar ietsie kleins is wat Paulus besig is om hier vir hulle te sê, en hy eindelik maar net so in die verbygang half hierdie gebed met hulle deel, is daar geweldig baie teologie, geweldig baie waarheid en geweldig baie lesse wat ons kan leer uit hierdie gedeelte. So sonder om feeslik verder daaroor in te lei, kom ons kyk na 1 Tessalonisense 3 vers 11 tot 13. En ek wil begin deur te verwys na die plasing van hierdie gedeelte. Nou 1 Tessalonisense 3 vers 11 tot 13 is op 'n baie interessante plek binne in hierdie brief aan die Tessalonisense. Nie net is dit so om en meer in die middel van hierdie teks nie, maar dit is ook die spoelpunt, want die hele tema van die brief of die hele gedagte van die brief gaan ewe skielik begin verander. Ons gaan sien dat daar temas was wat voor 1 Tessalonisense 3 vers 11 tot 13 baie prominent herhaal het en baie prominent deurgeloop is en baie deeglik bespreek is, en dat daar nou 'n wending gaan plaasvind in hierdie brief, gebaseer op dit wat hy in die vorige gedeelte gesê het, waar hy baie duideliker gaan praat oor teologie, baie duideliker gaan praat oor 'n wederkomsverwagting en dis meer. Ek gaan later meer daaroor sê. Die eerste ding waarop ek net ons aandag wil fokus is dan wat die voorafgaande gedeelte is. As hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, die middelpunt van die wipplank is dit belangrik om te verstaan wat aan al twee kante daarvan lê, sodat ons kan 'n beter begrip hê van wat hier gebeur. En ons sien in die voorafgaande gedeelte dat Paulus baie geskryf het oor sy persoonlike gevoel van hierdie gemeente en oor sy persoonlike verhouding met hierdie gemeente. So dis 'n baie persoonlike trant en mens kry baie van Paulus se persoonlike behoeftes, sy persoonlike gedagtes, sy teleurstellinge, sy hoop, sy ambisies binne in hierdie eerste gedeelte. Inteendeel, ek het vir ons 'n paar verse gaan uitsonder, net sodat ons 'n idee kan kry van hoe persoonlik, en ek wil amper die woord intiem Paulus hierdie gedeelte skryf. In hoofstuk 1 vers 6 skryf hy byvoorbeeld: en julle het navolgers van ons geword en van die Here. Met ander woorde, julle het nie net navolgers van die Here geword nie, maar julle het ook ons voorbeelde begin volg. En 'n mens kry in daardie sin amper hierdie vaderlike figuur waar hy sê, maar julle het eintlik begin om ons na te maak. En dit word al hoe sterker. Hoofstuk 1 vers 9 sê:
want hulle vertel selfs aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het. So Paulus in vers 9 het amper hierdie trotse, amper hierdie, ek wil amper sê spoggerige manier om te sê, dit was vir ons so lekker om te hoor hoe mense van buite die gemeente, buite die dorpie vir ons vertel hoe julle vir hulle sê, hoe lief julle ons het en hoe 'n indruk ons by julle gemaak het en hoe lekker dit vir julle was om ons daar by julle te hê. In hoofstuk 2 vers 7 bou hierdie verhouding selfs nog hoor wanneer hy sê, maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. En dis vir my 'n baie mooi uitdrukking daardie pleegmoeder natuurlik omdat dit nie haar eie egte kinders is nie, net soos wat hierdie mense in die gemeente nie kinders van Paulus is nie, hulle is kinders van God, hulle is volgelinge van die Here Jesus Christus, maar soos wat Paulus aangestel is deur die Here Jesus Christus om hierdie gemeente te behoed en hulle te bewaar en hoe hy amper hierdie moederlike figuur oor hulle moet speel, om seker te maak dat hulle groot word, om na hulle te kyk wanneer hulle siek word, om seker te maak dat die argumente uitgesorteer word. En mens kry regtig hierdie amper moederlike instink wat uitkom in die apostel wat besig is om vir hierdie gemeente te sorg. En hy erken dit, hy sê, vir my was dit amper asof julle my kinders was en ek was julle pleegmoeder. Ek was die een wat aangestel is, al was julle nie my eie kinders direk nie, om na julle te kyk en na julle om te sien. In hoofstuk 2 vers 8 skryf hy, terwyl ons na julle verlang het, want was dit ons aangenaam om julle nie alleen die evangelie mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Ag, en ek dink in vers 8 is daar geen twyfel hoe Paulus oor hierdie mense gevoel het nie, en hy sê, dit was vir ons lekker om daar by julle te wees. Ons het dit geniet om daar by julle te wees, want terwyl ons gedoen het wat ons in elk geval sou gedoen het, en wat ons ook doen in al die ander dorpe, en dit is om die evangelie van die Here aan julle te verkondig, en aan julle te verduidelik wat jy moet doen om gered te word, was dit vir ons lekkerder amper om hierdie evangelie juis aan julle te verkondig, want ons kon ons lewe met julle deel, met ander woorde, ons het met julle, die Bybelse term is gemeenskap gehad, ons het met julle gedeel, ons was met julle besig in gesprek, ons het saam met julle gelag, ons het saam met julle gewerk, julle was 'n deel van ons lewe, en deur daardie deel maak van ons lewe, het julle vir ons dierbaar geword. Julle het vir ons kosbaar geword. Julle het 'n sagte plekkie in ons harte gekry. In 2 vers 17 skryf hy, maar nadat ons broeders 'n kort tydjie van julle geskei was, in persoon, nie met hart nie. En ek dink Paulus herhaal amper hierso wat vanselfsprekend is om te sê, maar ons was weg van julle af, maar dit was net in ons liggame, ons het in ons harte nog steeds altyd aan julle gedink en was nog steeds altyd by julle gewees. Nou mens kom duidelik agter hierdie diep liefde wat Paulus vir hierdie gemeente gehad het. Hoofstuk 3 vers 1 sê, daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie. En Paulus is besig om in hoofstuk 3 te skryf oor die begeerte wat hy gehad het om terug te gaan na Thessalonika toe, om te gaan kyk wat daar aangaan. En in hoofstuk 3 vers 1 sê hy, ek kon nie self daar uitkom nie, maar toe ek nie meer langer die nuuskierigheid en die behoefte kon uithou nie, toe ek dit nie meer kon verduur nie, toe stuur ek iemand anders om te gaan kyk hoe dit met julle gaan, dat ek ten minste kan hoor. In hoofstuk 3 vers 8 staan daar, want nou leef ons as julle vasstaan in die Here. En is amper bietjie dramaties om te sê, die feit dat julle die Here dien, is vir ons soos om te lewe. Dis wat ons aan die lewe hou. Paulus is eintlik hier besig om amper soos 'n tiener te sê, as dit nie so was nie, sou ek net sterwe. Ek sou net doodgaan. Ek sou dit glad nie gemaak het, as ek gehoor het dat dit nie met julle goed gaan nie. Maar nou dat ek gehoor het dat dit wel met julle goed gaan, nou kan ek vir julle sê, julle is soos my hele lewe. Dan kry ons ook vers 9 wat sê, want watter dan kan ons vergelde oor julle vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil ons verbly voor onsse God.
En 'n mens kry weer eens hierdie sin van die absolute blydskap en vreugde wat Paulus ervaar het oor die goeie nuus wat hy gekry het oor hierdie gemeente. En dat hy in daardie gedeelte letterlik vra, maar hoe kan ek vir die Here dankie sê oor hierdie absolute joy, hierdie blydskap wat ek in my hart ervaar het ter wille van julle godsdiens. So, die eerste gedeelte het hierdie tema wat baie sterk dwars deur hom herhaal, om te sê dat Paulus hierdie gemeente baie lief gehad het, dat hulle 'n baie sagte plekkie in sy hart gehad het, en dat hy regtig vir hierdie mense omgegee het. En in dit wil ek al klaar ietsie leer, wel as 'n pastoor, as iemand wat omgee vir mense, dis wat die woord pastor beteken, dis iemand wat besig is met mense en hulle welstand, maar ook as 'n kind van die Here, om geïnspireerd te wees deur die absolute liefde wat Paulus gehad het vir sy mede-Christen, om hulle so 'n pertinente rol in sy lewe te laat speel. Hulle het so 'n invloed op sy bestaan gehad, dat hy letterlik gesê het dat as dit nie met julle goed gegaan het nie, as ek gehoor het dat julle nie by die Here gebly het en aan die geloof vasgehou het nie, sou dit vir my wees soos om dood te gaan, want wanneer julle gelukkig is ek gelukkig, en as ek ongelukkig is julle ongelukkig, en ons is so nou aan mekaar verbind, want daar is liefde tussen julle. En dit laat my dadelik amper die vraag aan myself vra, wat 2000 jaar later nog in dieselfde godsdiens as die van Paulus staan, en dieselfde God van liefde aanbid wat Paulus aanbid het, en dieselfde skrifte het, dieselfde Heilige Gees het, om myself te vra, maar is hierdie liefde waarvan Paulus in hierdie eerste paar hoofstukke geskryf het, is dit 'n werklikheid in my lewe? Of het my geloof soos 'n eiland geword, waarop net ek woon, waar alles volgens my sin gedoen moet word, en wanneer iets nie volgens my sin gedoen word nie, wanneer ietsie nie inpas by hierdie prentjie wat ek vir myself geskep het nie, dan neem ek dadelik aanstoot, dan bedank ek met my voete en ek gaan na 'n ander gemeente toe, of ek bly sommer by die huis, dan vertel ek vir almal dat die en daai en doen dit en dat, dan wil ek nie mense groet by die kerk nie, dan wil ek nie vir mense help by die kerk nie, dan wil ek hierdie kant toe, dan wil ek daardie kant toe, en daardie liefde verdwyn uit ons midde uit. Ek wil eerder soos Paulus wees. En ek wil eerder met opregtheid, nie met 'n aangeplakte liefde nie, maar met opregtheid en eerlikheid wil ek lief wees vir ander kinders van die Here. En om lief te wees vir ander kinders van die Here, sal ek erken, dis nie 'n maklike taak nie, dis nie iets wat maklik gebeur nie. Ek dink elkeen van ons is deeglik daarvan bewus dat dit partykeer moeilik is om vir kinders van die Here lief te wees. Kinders van die Here kan groot uitdagings in ons lewens voorhou. Daar's 'n bekende gesegde in Engels wat sê, "Oh, to live there above with the saints that we love, that would be sheer glory, but to live down below with the saints that we know, that's a different story." En dis die absolute waarheid. Wanneer ons met mense hier onderwerk, is dit partykeer moeilik, en daarom moet ons altyd die Here vertrou, daarom moet ons altyd gevul wees deur die Heilige Gees, daarom moet ons altyd in ons gebed voor die Here smeek en pleit en sê, Here, vul my hart met opregte Jesus liefde. En ek wil nou amper 'n bietjie van 'n tienerterm gebruik, maar om te sê, Here, vul my lewe met regte, egte liefde. Vul my hart met next level liefde vir kinders van die Here. Maar dan, Paulus praat nie net oor die volgende gedeelte, vorige gedeelte van die brief nie, maar hy kyk ook na wat in die volgende gedeelte sou gebeur het. En in die volgende gedeelte sien ons weer iets heeltemal interessants. In die volgende gedeelte wat na hierdie paar verse gebeur, sien 'n mens dat Paulus praat oor praktiese Christendom. Met ander woorde, wat beteken dit op 'n praktiese manier om 'n kind van die Here te wees? En hierso het ek 'n paar prentjies vir ons uitgelig, om daar by daai mannetjie wat so skree, om vir ons te illustreer op 'n manier wat die dinge is wat Paulus bespreek. En die eerste dingetjie is die hartjie daar wat ons sien, en Paulus gaan met hulle praat oor wat dit beteken vir my as 'n Christen om ander kinders van die Here lief te hê. Hoe is ek lief
soos wat ek lief behoort te wees vir ander mense. Dan op die tweede prentjie sien ons daar, dis 'n paadjie, en daai paadjie is wanneer hy met hulle gaan bespreek hoe ons die leiding van die Here ervaar in ons lewe. Reeds in hierdie versie wat hy nou gaan aanhaal, sê hy vra dat die Here hulle op 'n reguit pad sal lei, met ander woorde dat die Here dit vir hulle duidelik sal maak wat hulle moet doen in hulle lewe. Hy praat dan oor vrede, daardie duif simboliseer vrede, innerlike vrede, vrede by God. Hy praat oor die tweede koms van die Here. Jy sal sien dat die tweede koms van die Here is ook daar in die prentjie, langs hierdie prentjie uitgebeeld, en dis omdat dit so 'n sterk posisie en 'n sterk inslag het in die tweede helfte van hierdie brief. Hy praat oor werk, hy praat oor nederigheid, dis die hand daar met die rad en 'n potlood. Hy praat oor hoe ons moet lewe hier op aarde, prakties en fisies totdat die Here Jesus kom. En dan in die laaste plekkie is daar die duif met die handjies wat so opwys na die duif, wat heiligheid simboliseer. Hy praat oor wat dit beteken om heilig te wees. En dan natuurlik, soos ek daar op die skyfie ook genoem het, praat hy oor die eskatologie. Eskatologie is die leer van die eindtyd of van die tweede koms van die Here Jesus Christus. Nou, wat vir my egter ongelooflik kosbaar is van die plasing van hierdie 3 versies, hierdie kort gebed van Paulus, is dat in hierdie kort gebed van Paulus, is dit so half asof hy hierdie 2 temas van hierdie brief bymekaar wil trek en hulle so met 2 hande wil kom vashou. Want binne in hierdie 3 versies praat Paulus op 'n baie persoonlike manier oor dit wat gebeur het, en kom gee hy amper vir ons 'n opsomming en 'n samevatting van dit wat hy vir ons wou oordra in daardie persoonlike, daardie intieme, liefdevolle verhouding waarvan hy gepraat het in die eerste 2 hoofstukke en die 3de hoofstuk, en dan in die laaste deel vat hy ook vir ons saam van die konsepte van heiligheid, van Christus Jesus se koms, van praktiese Christendom, van vrede by God, van al daardie dinge, en dit kom dan in die tweede deel voor. So, dis op 'n baie mooi, meesterlike manier gedoen, waar ons regtig kan sien hoe Paulus baie mooi gedink het oor presies wat hy hier wil sê, sodat dit amper as 'n inleiding van die boek vir ons kan dien. So kom ons kyk na hierdie 3 versies wat vir ons neergepen is, en ek gaan hulle versie vir versie bespreek, en dan gaan ek net 'n paar dingetjies uitlig by elkeen, wat ek gedink het nogal interessant is, en wat ek dink redelik sterk van toepassing is op ons geestelike lewe vandag. En die eerste vers wat ons gaan kyk is natuurlik vers 11, en daar staan, mag ons God en Vader self, en ons Here Jesus Christus, ons weg na julle toe rig. En die opsomming van hierdie versie is die tema wat hy wil oordra is, mag God ons rig. Nou, daar's 'n paar interessanthede in hierdie teksvers wat ek net graag wil uitlig. En die eerste daarvan is die woord wat Paulus gebruik vir rig. Nou, die woord vir rig is daardie vreeslike Griekse woord wat ek daar aan die kant gesê het, en die naaste wat ek kan raai aan dit is katepheneu, of so ietsie. Hierdie Griekse woord is die woord wat letterlik beteken om die pad reguit te maak. En die gebruik van hierdie woord was hy maar gebruik om vir iemand te sê dat hulle die leiding moet neem. So met ander woorde, wys vir ons die pad, of maak vir ons die pad reguit, maak dit vir ons maklik, maak dit vir ons verstaanbaar, maak dit vir ons doenbaar, maak dit vir ons goed om op te kan gaan. Hy skryf ook hierdie woord in die optatiewe naamval. Nou dit is 'n vreeslike woord wat maar net beteken dat hy hierdie woordjie uitspreek as 'n sterk begeerte of 'n sterk behoefte. In Afrikaans sou ons die woorde groot asseblief bygesit het in hierdie sin. Maar Grieks is 'n baie gevorderde, baie ontwikkelde taal, en in daardie taal is daar 'n naamval wat daardie gedagte uitdruk. So Paulus kom letterlik in hierdie gedeelte en hy sê, ek wil graag vra dat God groot asseblief vir ons die pad gelyk, geregheid en duidelik sal maak, sodat ons weer by julle kan uitkom. En 'n mens sien weer daardie intieme verlange wat Paulus gehad het om by hulle uit te kom. En terwyl hy sy weg nie kon oopsien nie, en ons in die vorige gedeelte gelees het van die duiwel wat sy pad versper het en dit vir hom moeilik gemaak het om daar uit te kom,
het hy regtig in sy hart hierdie gebed gehad en gesê, Here, maar kom wys my asseblief, groot asseblief, die reguitpad wat ek moet neem om by hierdie mense uit te kom. Maar, daar's nog 'n interessantheid in hierdie gedeelte. Die eerste interessante ding daarso is die feit dat Paulus verwys na mag onse God en Vader self en ons Here Jesus Christus. Nou, dis baie besonder dat Paulus verwys na God die Vader en die Here Jesus Christus in een sin. En deur hulle met mekaar te verbind met die Griekse woordjie kai en, maak hy dat hierdie twee amper gesien word in dieselfde posisie en in dieselfde status. Nou dit word verder bevestig deur die feit dat hy die woord rig, daai katoi funo, dat hy daai aaklige lang moeilike uitspreekbare woord, dat hy daardie woord in die enkelvoud neerskryf. Nou, Grieks werk baie ingewikkeld. 'n Mens sê nie net 'n werkwoord soos gooi, ek gooi die bal nie, maar die werkwoord verander afhangende van wie die bal gooi. So, gooi sê mens op 'n sekere manier as dit een persoon is, jy sê gooi op 'n ander manier as dit twee persone is, as dit iemand is wat jy ken, sê dit op een manier, as dit iemand is wat jy nie ken nie, sê dit op 'n ander manier, as dit 'n groep is, as dit 'n ver groep is, 'n naby groep is, alles het verskillende woorde, en dis een van die redes hoekom hulle sê dat Grieks 'n bietjie Grieks is. Want hierdie woordjies is nie net woordjies wat jy kan leer en dan weet jy, okay, gooi is daai woord nie, maar 'n mens moet ook die verbuigings leer. Jy moet leer hoe verander hierdie woord afhangende van wie die werk doen. Nou die rede waarom ek hierdie kort taalles met julle deel, is oor die feit dat Paulus hierdie woord rig in die enkelvoud neerskryf. Nou dis baie interessant, want die enkelvoud beteken een persoon doen die werk. Maar ons sien baie duidelik, en hy het dit half uitgespel, maar mag onse God en Vader self, met ander woorde, God die Vader, nie deur iemand nie deur 'n profeet of deur sy Heilige Gees of deur die Here Jesus Christus nie, maar God die Vader self en onse Here Jesus Christus. Met ander woorde, tegnies is daar twee persone wat die werk doen. En as ek nou Hellenistiese Grieks gepraat het in daardie tyd, het ek nie hierdie woord gebruik om te sê dat Koos en Piet die bal gooi nie. Ek sou iets anders gebruik het. Maar Paulus gebruik hierdie enkelvoudige term. En wat vir my besonder is daarvan, is dat hy daardeur wil kom uitdruk, maar daar is geen verskil tussen God die Vader self en die Here Jesus Christus nie. Met ander woorde, die Here Jesus Christus is op dieselfde vlak, hy het dieselfde amp, hy is dieselfde grootheid as God die Vader. En daarom bevestig hy net wat hy in die vorige hoofstukke en baie in ander briewe geskryf het, dat die volheid van God in die Here Jesus Christus woon. En 'n mens sien regtig net in sy taalgebruik hoe hy die Here Jesus Christus kom ophef in hierdie gedeelte en hom oprig tot op goddelikheid. Nou ek het myself gevra, toe ek hierdie gedeelte raak gelees het, wat kan ek hieruit leer? Wat kan ek hieruit leer? En ek het aan 'n paar dingetjies gedink. Die eerste is wat ek nou net genoem het, dat Jesus Christus verseker God is en dat ek die Here Jesus Christus kan vertrou, omdat die Here Jesus Christus die mag en gesag van God het. Die Here Jesus Christus is God. Hy kan alles vir my doen, hy kan alles wees vir almal. En dis 'n kosbare gedagte, dis iets wat ek graag met my in my lewe wil saamvat. Maar 'n ander waarheid wat ek hierin geleer het, en dis ietsie wat ek sommer net in die oorhoofse gebed sien wat Paulus bid, is dat ons die Here moet vertrou om ons weg vir ons regheid te maak. Met ander woorde, ons moet die Here vertrou om dit vir ons duidelik te maak wat ons moet doen. En as ek dit sê, bedoel ek nie, God gaan vir jou sê, trek die blou of die groen baadjie aan nie. Ek bedoel nie dat God vir jou gaan sê, bly vandag by die huis, of eet hierdie pap in plaas van daardie pap, of miskien moet jy die TV aansit en die nuus kyk, of watter ook al tipe ding mense sê nie. Maar hierdie duidelikheid gaan eenvoudig daaroor dat God moet vir my duidelik maak wat hy van 'n kind van die Here begeer in 2025, in my lewe, in my dorp, in my gesin, in my familie. Wat wil die Here hê? Wat moet ek doen? En daardie absolute vertroue om te sê, maar ons vra vir die Here, Here kom wys my, maak dit vir my reguit, maak dit vir my maklik om te verstaan, wat dit is wat U vir my wil gee.
wat dit is wat u vir my wil kom doen, en ek sal dit doen. En dis vir my 'n kosbare gedagte. Maar dan kyk ons nou ook na die tweede gedeelte. Sien, Paulus het hierdie begeerte gehad om na hierdie mense toe te kom, en daarom bid hy by God die Vader en die Here Jesus Christus, dat die Here vir hom 'n weg sal oopmaak. Maar hy doen dit nie sommer net so nie. Daar is 'n rede. Hy sê, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is. Nou, hierdie is 'n kosbare versie, en ek het hom hier probeer uitbeeld aan die ander kant van hierdie bladsy. En ek weet dit lyk bietjie interessant, daardie prentjies wat daar geteken is, maar ek gaan dit nou verduidelik. En hierdie is die tweede deel van die gebed wat Paulus het vir hierdie mense, vir wie hy so ongelooflik lief is. En ek gaan hierdie gebed bietjie, ek het hom so visueel probeer uitdruk, en ek gaan hom net so bietjie verduidelik. En die eerste ding wat ek wil raak sien in hierdie vers is, Paulus vra dat God hulle ryk en oorvloedig sal maak in liefde. Nou, daardie is die Griekse simbooltjie vir theta, en omdat mens God skryf theta, epsilon, omega, en dan sigma vir theos, dan gebruik ons daardie simbooltjie ook sommer om te verwys na God. Nou, wanneer ons na hierdie gedeeltetjie hierso kyk, dan sê ons, God is die een wat ons oorvloedig en ryk moet maak in liefde. Liefde, en dis een van die eerste en een van die belangrikste dinge wat ek in hierdie gedeeltetjie raak sien. Liefde is nie iets wat ek uit myself uit kan trek nie. Daar is nie 'n put van liefde binne in myself waar ek dit kan uitforceer en dit op ander mense kan afdwing nie. Maar liefde is iets wat uit die hart van God uit kan kom. En liefde is iets wat wanneer dit uit daardie hart van God uitkom, deur my kan vloei en vir ander mense beskikbaar gaan wees. En wat ek sommer dadelik daaruit wil toepas, is dat dit partykeer vir ons moeilik is om mense lief te hê, om ander mense lief te hê, om kinders van die Here lief te hê. Dis partykeer regtig vir ons moeilik. Dit is moeilik om ons vyande lief te hê, ten spyte van die feit dat ons weet dat die woord van die Here vir ons die opdrag gee om ons vyande lief te hê. Maar Paulus het nie staat gemaak op sy eie krag of sy eie reserves om liefde te kry nie. Paulus het, soos wat hy vir die Tessalonisense gebid het, gevra dat God vir hulle ryk sal maak in hierdie liefde. Die liefde waarvan hy daar praat, gebruik hy twee woorde, en ek het dit hierdeur die twee meer as tekentjies uitgebeeld. Natuurlik, een is minder as, maar die oop bekkie kyk ons altyd nou na die grootste. So hierdie simbool sê liefde is die grootste. En hy gebruik twee baie interessante Griekse woorde. Die een is hierdie woordjie hierso, en dit sê pleonasai, en die ander ene is hierdie enetjie hierso, en dit sê perisseussai. Nou, wanneer pleonasai en perisseussai saam gebruik word, dan beteken dit oordrewe in die oordrewe vorm. Met ander woorde, dit was 'n uitdrukking, soos wat ons sê curry en rys of sop en brood. Dit was sulke woordjies wat bymekaar gepas het, en dit het beteken nie net te veel nie, maar te veel. Dit het beteken 'n oormatige oormaat. Dit het beteken meer as wat jy kan dink. Dit het beteken ongelooflik baie. En die woordjie vir liefde selfs wat Paulus in hierdie gedeelte gebruik, is daardie agape, daardie goddelike, oneindigende, selfopofferende liefde. So Paulus bid nie net dat God vir hulle liefde sal kom gee nie, maar hy bid dat wanneer God vir hulle liefde gee, dat hy hierdie liefde oordrewe in die oordrewe vorm sal maak. Met ander woorde, dat God dit groter as groot vir elkeen van hierdie mense sal maak. Die liefde het ook 'n teiken. Met ander woorde, na wie toe gaan hierdie liefde? Want dis ongelukkig in ons menslikheid, maar altyd iets wat ons dadelik wil weet. Is reg, ek sal lief hê, maar wie moet ek lief hê? Net nie daai ou wat ek nie lief het nie. En ongelukkig in die Here Jesus se koninkryk is dit juis daardie persoon wat jy nie lief het nie, wat jy moet lief hê. Maar Paulus kom spesifiseer twee mense binne in hierdie versie. Hy sê, julle liefde vir mekaar, en hierso het ek sommer so 'n inkerende pyltjie geteken wat na die kerk van die Here Jesus toe wys, en dit sê, julle moet lief wees vir mekaar. Jy met jou broers en jou susters in die Here Jesus Christus lief hê. Jy gaan nie altyd met hulle saamstem nie.
Jy gaan nie altyd oor die weg kom miskien met hulle persoonlikhede nie, jy gaan nie noodwendig altyd van hulle hou nie, maar jy moet, se moet vir hulle lief wees. Dis 'n opdrag van die Here. Dis iets wat ons vir die Here moet bid en sê, Here, help my om lief te wees vir my boeties en my sissies in die Here Jesus Christus. Kom plant binne in my daardie liefde vir hierdie mense, sodat ek ten spyte van hulle foute en hulle tekortkominge en hulle probleme en hulle karaktertrekke waarvan ek nie hou nie, sodat ek ten spyte daarvan kan leer wat dit is om lief te hê soos wat U lief gehad het, want U, Here, het ons lief gehad toe ons nog vyande van God was. U het ons lief gehad ten spyte van ons tekortkominge. Inteendeel, U het ons lief gehad ten spyte van ons vyandskap teenoor die Here. So dis die tipe liefde waarvan Paulus hier praat. Maar die kerk is nie al teken van hierdie liefde nie, want hy sê dan baie pertinent, kai, met ander woorde, en, ek gaan nog een byvoeg, vir almal. Christene was geroep nie net om ander Christene lief te hê nie, maar vir almal. Nou, almal in die konteks van die Tessalonisense het baie mense ingesluit. Almal het ingesluit hulle vriende en familie wat nie die Here gedien het. Almal het ingesluit hulle vriende en familie wat hulle verwerp en verstoot het as gevolg van hulle godsdiens. Almal het ingesluit die keisers en sy leiwagte en die soldate wat hulle verdruk, vermoor en vernietig het. Almal het ingesluit die mense wat hulle weggejaag het, uitgejou het, gespot het, doodgemaak het. Almal het almal ingesluit. En nou kom Paulus ten spyte van hierdie see van vervolging, ten spyte van hierdie aaklige omstandighede, en hy sê, ek hoop julle is vir almal net so lief soos wat julle vir mekaar is. Dis amper asof Paulus hier so echo die woorde van die Here Jesus Christus aan die skrifgeleerdes en die fariseërs, waar hy gesê het, wat is die groot gebod in die wet? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele verstand en jou krag en jou hele siel, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jou naaste is wie ook al naby aan jou fisies, emosioneel of geestelik is. Jou naaste is jou volksgenote, jou naaste is die mense saam wie jy 'n land deel, jou naaste is die mense saam wie jy werk, jou naaste is die mense langs wie jy in die kerk sit, jou naaste is jou kinders, jou vriende, jou vyande, jy moet almal lief hê. Liefde is die sentrale punt van ons godsdienst. Sonder liefde is jy niks. En dan kom Paulus net vir ingeval hulle dit nie verstaan het nie, en hy gee hierso, ek het hom daar as 'n NB aan die onderkant van hierdie nota geskryf, net soos ons vir julle. Net soos ons ook vir julle lief gehad het. En ek dink hierdie was amper 'n bietjie van 'n teerpuntjie wat Paulus aangeraak het, om vir hulle te sê, onthou julle toe ons by julle aangekom het, toe was julle ook nie perfek nie. Toe was julle ook nie volmaak heilig nie, toe het julle ook nog nie die Here gedien nie, maar ons het in daardie tyd vir julle liefde bewys. Ons het in daardie tyd vir julle liefde bewys wat uit die hart van God uitgekom het. Ons het in daardie tyd vir julle liefde gegee, ons het in daardie tyd vir julle die evangelie gegee, en ons doen dit nou nog. Ons verwag dat julle dit van ander mense kan doen. Dis 'n baie, baie hoë eis wat Paulus hier aan die gemeente stel. 'n Hoë verwagting wat hy van die Here afbid vir hierdie mense. En dan gee hy 'n rede. En hierdie rede is vir my kosbaar en baie belangrik. Hy sê, daar's 'n rede hoekom ek wil hê dat julle mekaar moet lief hê en die wêreld moet lief hê en van God hierdie liefde moet ontvang. Hierdie groter as groot liefde. Dis nie sommer net omdat ek wil hê julle moet liefde hê nie. Dis nie sommer net omdat ek wil hê dat julle jy weet mooi moet lyk of lekker soos goeie maatjies moet speel nie. Maar daar's 'n rede, en hy skryf die rede in hierdie laaste vers 13. En ek het daar groot geskryf, hoekom? Sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onsse God en Vader by die wederkoms van onsse Here Jesus Christus met al sy heiliges. En nou moet ek so 'n bietjie vorentoe en terug redeneer dat ons mooi kan verstaan wat hy sê. Hy sê, hoekom wil ek hê dat jy moet lief hê? Ek wil hê dat jy moet lief hê, want deur lief te hê, sal God jou hart versterk. Daarso het ek
hartjie gemaak wat versterk geword het, nee, met ander woorde, 'n selfstandige hart, 'n gevestigde hart, 'n hart wat nie maklik omgestoot word of verstikkend gemaak word nie, 'n hart wat vol moed bly, 'n hart wat aanhou, 'n hart wat deurdruk. Hy sê, dis wat ek vir julle wil hê, en die manier hoe julle dit gaan kry, is wanneer julle hierdie ongelooflike liefde van God af as 'n geskenk aan julleself ontvang. En dit maak eintlik baie mooi sin, nee, want as ek moet vergewe, as ek moet aanhou om 'n kind van die Here te wees ten spyte van vervolging, as ek soos 'n lam na die slagpale gelei moet word en nie 'n woord moet sê nie soos die Here Jesus, is sekerlik die enigste manier hoe ek dit kan doen, is as my hart versterk is deur hierdie liefde van die Here Jesus wat alle verstand te bowe gaan, wat binne in my woon. En hoekom moet hierdie hart versterk word? Wat doen 'n sterk hart? Wel, hy's onberispelik in heiligheid. Nou onberispelik, daai handjie wat daarso is, beteken perfek, nee. Onberispelik kom van 'n baie mooi Afrikaanse woord af, berispe. En berispe beteken om te kan raas met iemand. En wanneer hy sê dat jy onberispelik is, dan beteken dit jy lewe so dat niemand met jou kan raas nie. Met ander woorde, daar's niemand wat by jou fout kan vind nie, daar's geen gebrek by jou nie, jy het alles gedoen wat jy moes doen, jy het alles nie gedoen nie wat jy nie moes doen nie, jy lewe volmaak. En nou, hierdie volmaak is natuurlik nie 'n volmaak soos in oornag as jy ewe skielik perfek en oornag werk alles vir jou uit nie. Hierdie volmaak is eenvoudig, jy is volmaak in jou heiligheid. Met ander woorde, met jou hele hart, met jou hele siel, is jy besig om hierdie pad van heiligheid te loop. Jy is besig om te verander na die beeld van die Here Jesus Christus. Jy is besig om te leer wat dit beteken om lief te wees soos wat die Here Jesus lief was. Jy is besig om daardie liefde van die Here Jesus deur jou te laat vloei tot op 'n volmaakte punt. Met ander woorde, die produk is nie volmaak nie, maar die effort om daar te kom is wat volmaak is. En dan sê hy, hoekom wil ek hê dat jy volmaak is? Wel, hy stel twee posisionele argumente. Met ander woorde, hy sê vir ons waar jy perfek moet wees in jou heiligheid. Voor God en by die wederkoms van die Here Jesus Christus, saam met al sy heiliges. En daarmee saam kyk hy vorentoe na hierdie brief, wanneer hy sê, hoe gaan ons lewe voor God en wat kan ons verwag by die wederkoms van die Here Jesus Christus? En hierdie is vir my 'n kosbare gedeelte, want dit is 'n gedeelte wat vir my die vraag vra, waarmee ons vanaand se Bybelstudie begin het. Is jy gereed vir sy koms? Het jy al toegelaat dat die Here se liefde deur jou vloei? Is jy regtig lief vir ander kinders van die Here? As jy tussen ander kinders van die Here is, groei die liefde van die Here Jesus in jou hart? Word dit deel van die manier hoe jy leef, van die manier hoe jy praat, van die manier hoe jy dink? Is jou woorde vol van woorde wat ander kinders van die Here afbreek en seermaak en verneder? Of is jou woorde vol woorde wat opbou en lief hê en herstel? Is jy werklik besig om ander kinders van God lief te hê soos wat jy lief gehad was deur die Here en is deur die Here? Is hierdie liefde die dryfkrag, die rede waarom jy opstaan, die rede waarom jy opdaag, die rede waarom jy vir hulle bid, die rede waarom jy vir hulle sorg? Het jy daardie verbintenis, daardie nabyheid met ander kinders van die Here? Want as hierdie liefde van die Here Jesus, hierdie te groot liefde, hierdie groter as groot liefde, deur jou vloei, dan sal jy volmaak wees in heiligheid, dan sal jy van geen ding bewus wees nie. As jy werklik lief is vir God, vir jouself en vir ander, is daar niks wat jy kan doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. God is liefde en hierdie ware goddelike liefde is God. Dit kom van God af, dit is goddelik om dit in jou lewe toe te laat. My gebed vir elkeen van ons vanaand is dieselfde as Paulus se gebed vir hierdie gemeente. En ek hoop dat jy dit vir jouself ook sal gaan bid. Ek hoop dat jy die Here sal vra vanaand om hierdie liefde ook in jou hart te maak. Dat hy dit in jou hart sal kom skep en dat jy sal leer om lief te hê soos wat hy lief gehad het. Want liefde is alles. Liefde is hoe ons die Here dien. Wat is die groot gebod in die wet? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet jou Here lief hê met jou hele hart en siel, al jou krag
en verstand. Is jy gereed vir sy koms? Hy kom dalk vanaand. Kom ons bid saam. Vader, hoe maklik roep ons nie, laat die Gees en die bruid U roep, en mag U kom, Here Jesus, mag U kom. En Here, terwyl ons werklik 'n behoefte het dat U sal kom, terwyl ons 'n verlange het om U te sien, terwyl ons 'n begeerte het om klaar te kry met hierdie wêreld en U te eer op 'n geestelike en fisiese vlak, terwyl ons verlang om U van aangesig tot aangesig te sien. Here, maak ons gereed. Help ons om lief te hê, soos wat U lief gehad het. Skep binne in ons 'n brandende liefde vir mekaar en 'n vurige liefde vir die wêreld daar buite. Inteendeel, Here, maak ons so lief vir hulle, dat ons nie anders kan as om hulle die evangelie van liefde te verkondig nie. Aan U al die eer en aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Ek glo dat dit vir elkeen tot seën was. Mag die Here U met groot genade besoek. Lekker aand verder. Totsiens.